Daar was nooit gereken dat ek nie ten volle met die tradisionele Afrikaner waardes sou kan identifiseer nie, met al die verwagtinge van wat ek moet glo en optree. Maar soos ek ouer geword het ek besef dat ek nie in die boks van 'n Afrikaner pas nie. Hierdie innerlike stryd het my gedwing om my identiteit te heroorweeg, wat uiteindelik gelei het tot my besluit om myself as alternatiewe Afrikaner te identifiseer. Daar is 'n gevoel dat Afrikaners 'n spesifieke visie het oor hoe 'n mens behoort op te tree en te leef. Maar in my ervaring lei hierdie oortuigings dikwels tot kwesbare gedrag. Ek het aan myself begin vra oor die wêreld, oor mense en oor diversiteit van kulture. Die insig wat ek opgebou het my gehelp om te verstaan dat ek nie net my eie identiteit skep nie, maar ook die ruimte rondom my moet respekteer. Nog 'n rede waarom ek nie gemaklik voel om as 'n tradisionele Afrikaner te identifiseer nie, is die neiging van sommige Afrikaners om rassisties te wees. Hierdie gedagte is dikwels nie net te stig nie, maar deurdringend in die dag-tot-dag gesprekke en denkpatrone van sommige individue. Ek het gesien hoe mense mekaar op grond van ras, kultuur en godsdiens oordeel en hoe dit lei tot 'n geskeurde samelewing. Ek glo dat elke individu die reg het om hul eie pad te kies, vry van oordeel of diskriminasie. Ek het ook opgemerk dat baie Afrikaners 'n neiging het om ander te oordeel. Hierdie oordeele weerspieël 'n onvermoë om 'n ander perspektief te aanvaar. Ek het dikwels ervaar hoe mense wat 'n ander lewenstyl of drome het, as minderwaardig beskou word. Hierdie houding het my gedryf om mense te aanvaar, ongeag hulle agtergrond of lewenstyl. Een van die grootste uitdagings wat ek ervaar het, is die aanname dat die wêreld iets aan Afrikaners skuld. Hierdie idee is nie net gevaarlik nie, maar dit plaas 'n las op ander mense en kulture. Dit ondermyn die positiewe bydrae wat Afrikaners tot die samelewing kan maak. Ek wil nie deel wees van 'n narratief wat daarvan uitgaan dat ons as Afrikaners 'n reg het om ander te blameer vir ons omstandighede nie. Ek glo dat elke individu verantwoordelik moet wees vir sy of haar dade. Ek is jammer om te sê, maar ek sal nie toelaat dat ek gedwing word om 'n sekere beeld van myself voor te hou nie. Ek glo in die vryheid van selfuitdrukking. Dit is my reg om my eie pad uit te staan. Ons is ons, want ons mag ons wees. Hierdie eenvoudige maar kragtige sin weerspieël wat dit beteken om 'n alternatiewe Afrikaner te wees. Dit gaan nie net oor identiteit nie, maar oor die erkenning van verskeidenheid en die viering daarvan. Ek hoop dat hierdie identiteitsverskywing nie net my lewe sal verryk nie, maar ook daartoe sal lei dat ander ook hul eie unieke identiteite kan omhels. Hierdie is net die begin van 'n nuwe vertrekpunt in ons kultuur en ons moet die ruimte skep vir ander om daarmee saam te gaan. In 'n wêreld waar verandering plaasvind, is dit noodsaaklik dat ons mekaar aanvaar en ondersteun eerder as om te oordeel.